Ja, ons kyk ook nou maar om maar 'n paar plekke te besoek en maar mense saam te vat. Jy weet, om verhoudings te bou en te bevorder en te onderhou, jy weet. So ek dink dis maar die beste om, jy weet, ons het baie keer nie baie keer nie, maar ons het by sekere gevalle het ek en Andries toe mense soos Trevor Baker, jy weet, hulle kom hiernatoe van Engeland af en dan vlieg die ouens hulle op en af, jy weet, Kaapstad en toe het ons nou 1 jaar besluit en sê nee, ons gaan hulle ry, jy weet. So hier's nou 14, 15 ure op die pad, jy weet jy. Wat 'n geleentheid om mense beter te leer ken is om langs mekaar op die pad te wees, jy weet. So dit is 'n regtig 'n amazing geleentheid, jy weet, want so nou kan jy vra niemand kan weghardloop nie. So ja, en so leer ou mense op ander maniere ken, jy weet. So ons het byvoorbeeld daar in Koelsberg oorgebly en ons het besluit en afgespreek 'n tyd wat ons die oggend sou ry. En ek en Andries is al buite en ons kar is gepak. Ons wag nou vir Trevor en vir Sharon. Jy weet, en ons staan daar buite en die volgende oomblik toe gaan die gordyne so oop. En ek sien hierdie ou het nog nie gebad of geshower of enigiets. Daai gordyne gaan net so toe. En so binne 15 minute toe sit hulle in die kar, maar die hare staan. Ek sê nie hulle wil nie laat wees nie. Ek sê luister, julle was al klaar laat. Julle kon nou maar net so wel klaar gemaak het. Maar ja, jy weet, so leer 'n ou maar mense ken, jy weet. So dit is veral so op die pad, jy weet. En Andries se stout. So lê ou Trevor in slaap, hy gaan sy mond so oop, jy weet. Dan neem my foto's en dan stuur hy dit vir hom. So iewers stop. Dan kyk hy man sy foon en dan is hy nie happy nie. Tog is dit die goed wat hulle die meeste onthou uit daai besoek uit. Jy weet, so jy weet ons die kerk is baie keer so styf. Ek het vir jare het ek hierdie stelling, jy weet, mense weet om kerk te doen, maar hulle weet nie om die lewe te doen. Hulle weet nie om die lewe te geniet nie. Jy weet, so dis maar hallo Wendy. Hi. How you doing? Yeah, no, good, thank you. Yeah, it's looking good. It's looking good from this side. Looking good. Ja, so ek wil net wag en hoor of Chris gaan opkom. Andersins gaan ons maar aangaan. So one of the questions I want to raise before we actually start, you know, and I actually discussed it with Nolene in Armand today. I've got a friend. He's a pastor. He's a pastor in Newcastle, and often he would post, these gifts, or what do you call it, slides on status. Hello, Chantel. So he would post these things, and I wanted to actually just to find out from you guys. You know, if you see these things, how do you often just look deeper into these things? Do you respond on those things? And how do you test it? And I'm going to give you a few examples so that we can actually just speak around these things.
Die kinders is nou hier by ons, twee van die kleintjies is hier by ons. Die ander is by die skoolkonsert saam met mamma en pappa. Nou hoor ek, is lekker besig hier binne. So julle moet maar vergewe as julle hier buitelanke hoor. Nee, want Ek het ons hoor daarom niks op die uitsending nie. Hoe is dit? Ja, so nee, ek wil net teruggaan na ek wil net na een of twee van hierdie goed toe gaan. So ek wil net gou vir julle hier een noem en as ek dit moet herhaal, sê maar net as ek dit weer moet herhaal. Een van hierdie slides sê anointed for the battle, appointed for the victory. Anointed for the battle, appointed for the victory. So is dit waar, is dit nie waar nie, is dit half waar? Ek gaan dit weer sê, anointed for the battle, appointed for the victory. Hoe klink dit vir julle? Dit klink nice, nee. Ja, Ek sien Mario praat. Hoi. Ja, the battle has already been won and Christ is the victor. So hoekom waarvoor is daai goed vir ons? Ons kan net leef van die oorwinning. Jy sien, dis hoekom ek jou so like, nie? Al is daar 'n battle, dan sê die woord, the battle is the Lord's, the victory is ours. Jy sien man, dis hoe subtiel hierdie goed is, want hy wil jou engage in sekere goed. It wants to get you caught up with things and entering into battles. And often, you know, it is literally programs that has been instituted through many years. Prayer warriors and intercession. Now listen, I am for praying. But if you think that your prayer will determine the outcome, then you are in for a surprise. Want dis wat baie mense dink. Hulle dink, hoe meer mense bid, hoe meer gaan God reageer. God reageer want hy is God. En hierdie goed raak moeilik, want ek kyk gisterand terwyl ek tussen kanale is, toe praat 'n vrou op Faith Channel en sy sê, jy weet dat ons kan engele instruksies gee en alles, en die woord sê net God gee sy engele opdrag. Is julle saam met my of is julle nie saam met my? He says God will give the angels command on behalf of his children. So dis baie gevaarlike terrein waar mense engage. En hierdie is 'n voorbeeld van dit. Om te sê, wees jy gefokus op die Here? Wees jy gefokus op die oorwinning? Wees jy gefokus dat ek wil nou nie die volgende nie, voor ek nou dit sê, kom ons gaan na die volgende ene toe. Hier is die volgende ene, hy sê, pain shapes you, discipline strengthens you, faith carries you, God finish what you started. Gaan dit weer lees. Pain shapes you, discipline strengthens you, faith carries you, God finishes what you started. Baie mooi prentjie met 'n middeleeuse soldier, Roman soldier with a sword deeply planted on the earth.
Pragtig. So, Wat sê die woord oor die? Ek wil net seker maak, is die bedoeling op die laaste gedeelte, God will finish what you started, of is dit soos 'n gebed, God finish what you started, of Nee, hierdie is net 'n statement. Hierdie is 'n dis soos 'n absolute God sal verbring dit wat ek begin het. ja, Nie wat hy begin het nie. He who has started a good work will be faithful to complete it nie. Ek moet dit hy moet my pogings moet hy klaarmaak. ja, ja. Ekskuus, hou net gou aan. Ek sien my dogter bel my. Hou my net 5 minute of nie 5 sekondes. Sy het daar my vrou in die hande gekry. Ekskuus julle. Julle sien hoe subtiel is hierdie goed. Want die Here sê, die goeie werk wat ek begin het, sal ek klaarmaak. The good work that I have started, I will complete. Jy sien, en is weer daai ding van, met ander woorde, as jy verkeerd begin het, dan moet die Here dit nou op een of ander manier regmaak. Maar ons het op die verkeerde manier begin. Ons het in Adam begin. En die Here het dit reggemaak in sy seun. En as jy nie verstaan dat ons lewe uit 'n posisie en 'n kondisie wat volmaak is in Christus nie, dat al die potensiaal en al die seëninge en al die oorwinning en alles wat ons beskore is, die erfenis as 'n kind van God is klaar gesetel in Christus Jesus. Dit is daar. Ansa, wat sê jy? Ek is nou jene, jy weet. Ek net gou weer hierso by die plek inkom. Okay, hierso is nog ene. The darkness will not win. Wat sê jy om Dani? The darkness will not win. Waar, onwaar, halwe waarheid? Ja, ek sê vandaan is wat glo dit, hulle sal nie wen nie. Ja, ek wil dis wat hy sê. The darkness will not win. Praat. Ja, ek stem daarmee saam. Hy? Stem jy saam? Ja, ek stem saam. Wat sê jy? The darkness did not win. Say. I have overcome darkness. I am the light, and I overcame darkness. Greater is he who is in you than he that is in the world, because I have overcame the world. Jy sien, wanneer jy ruimte skep vir 'n moontlikheid, vir 'n 50-50, mis jy dit. Want faith is a persuasion that is fully 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Vaste vertroue. En dis hoe fyn hierdie goed is. Kyk vir jy nog ene. Yes, Mario. Ja, terwyl jy so praat, dit kom net by my op dat 'n halwe waarheid is gevaarliker as 'n leuen. Ja. Want 'n leuen sal jy outright verwerp.
Ja. Jy sal sê nee, maar dit is strydig met die Bybel. Dit is maar as so 'n halwe waarheid wat klink so goed, klink Bybels, dit het 'n baie subtiele manier om in te glip en mense se gedagtes te verander rondom om dinge. Maar my vraag is nie, ek het nou hierdie goed ek hou nou hierdie goed vanaand voor en my vraag is hoe counter 'n ou hierdie goed? Hoe weet jy wat is die waarheid en wat is nie die waarheid? Hoe gaan jy jouself beskerm teen hierdie goed? Of waar die mense nie noodwendig oor hierdie goed. Ekskuus, ek vra nou, jy weet, want ek bedoel Facebook en it is all over. Yes, Wendy. Yeah, you know what? I think it's the best is like, if we read our Bibles and get to keep reading the word, it's like the Holy Spirit puts inside of you, like, this isn't right. And you can sense there's something wrong. And sometimes it sounds so, it's so deceptive, but it's like, you can feel in your spirit when something is not right and when something is right. And it's just like, Lord, show me, Holy Spirit, show me. And sometimes it is going to be a little bit like confusing, but you're going, it doesn't sit right with you. But it is that you have to know what God's word says. Otherwise, you're not going to really know what is right or not, because you're going, but when I read the Bible, it said something different to that. So I think that's... Thank you for that very well spoken truth that you just mentioned, that we need to rely on the word of God, but also on the Spirit. And it is actually amazing, how few people actually still read their word. How many people know the word? I mean, we spoken last week Thursday, we spoke at a gathering in Bethel, and there were 3 of the principals were present, and we have opportunity to minister at the schools, and one of the ministers of Bethel asked the people who David is. And there was literally three children in the whole gathering in the school hall that could actually correctly mention who David is. Now, David is the giant slayer, and I mean it's one of the most popular Bible stories commonly known to mankind. When he spoke to them about Jonah, they had no reference. No reference. So even if those Bible stories were just mentioned in Sunday school at churches or youth ministry or whatever, certainly you would have had a little bit of a reference. And then I'm not even speaking about knowing the discernment between Old Testament and New Testament, because some of these things are scripture. Some of the stuff is a quoting of an Old Testament scripture. And then my question would be, is it still applicable to me and to you or not? Let's before we go there, just think about this. And we just said, Mario said, half a truth is very dangerous, or a misquotation
misquoted truth or a misapplied truth, it is very dangerous. Listen to Genesis 3. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Is dit wat God gesê het? So wat het God gesê? What did God say? Kan van al die bome eet behalwe van daai een nie. Jy sien. Hy het nie gesê you shall not eat of every tree of the garden. Dis waar wat Mario sê. Hy het gesê julle kan van al die bome eet, maar van hierdie boom mag julle nie eet. Kyk hoe naby is die waarheid en hoe naby is die leuen. Okay, maar ons het nou oor iets gepraat en toe sê ek sal nou listen to this. This is a very well-known scripture. And many family Bibles is lying somewhere open on this passage. I'm going to quote it. Psalm 91 verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler. Julle ken die skrif. Maar hy begin deur te sê, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Is dit waar vandag, ja of nee? Nou Lien, jy mag maar iets sê, hoor. Ek luister baie aandagtig. Ek sal baie graag nog wil hoor. Kom ons lees die Afrikaans. Want die Afrikaans is kom ons lees vir Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê hy wat in die beskutting van die allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Mag ek dit sê? Ja, asseblief aan my. Dit is 'n mooi vers, maar ja, ons gaan nou sê dis Ou Testamenties. Want ons is die taal, want Jesus is mos nou in ons. Die Heilige Gees is veronderstel om in ons te wees. So ons dwel nie meer onder sy vleuels nie. We dwell in His presence. So daar die verskil is, ons hoef nie meer te gaan en onder sy vlerk in te beweeg nie, maar want ons is klaar daar. Ons is klaar onder sy in hom. En hy's in ons. Ja. Is dit ja. Ja. Jy sien nie. Kom ek lees gou vir julle hierdie skrif. Therefore the one whom you worship without knowing him I proclaim to you, God who made the world and everything in it, since He is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made of hands, nor is He worshipped with man's hands as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. And He has made from one blood every nation of man to dwell on the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings, so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for Him and find Him, though He is not far from one of us, for in Him we live and move and have our being. Acts 17. In Him, so ja,
Hy leef in ons. Maar heel eerste is, ons woon eers in hom, dan kan ons onsself hom in ons sien. Johannes 15. If you abide in me, I will abide in you. En dis hoe belangrik hierdie goed is. En ons het al by verskeie van hierdie geleenthede gesê. Die oomblik wanneer enige iemand jou aanbied die evangelie, and there is separation or distance between you and God, there's already a problem. If that ministry presents you in darkness out of light, then there's a problem. Because John 1 says, in him was the life, and the life is the light of men. Dis die lig wat hy binne in ons geplaas het, wat eintlik sy lewe verteenwoordig, sy lewe weerspieël, sy lewe bekend maak aan die op die aarde en die hele skepping. En dis hoe fyn hierdie goed is. So ons as kinders van die Here, ons as gelowiges, as kerkmense, smaak my 'n engel. Ja, toe maar, laat ek nou nie so toe gaan nie. Dat kinders van die Here, wat regtig opreg is, wat soekend na die Here is, gryp soms, lyk dit vir my, na elke ding wat net lyk soos Jesus, wat net klink soos Jesus, wat net Christelik klink, of godsdienstig klink, and they lay hold of these things, and it has the ability to make use of the opportunity to derail us, to deprive us of the life that God has gifted us. Tannie Sarah, wil jy ietsie sê? Ek het nou nie mooi gesien. Ja, ek wil net gesê het al oor sover ons gepraat het. Sover my aan betref. As ek onseker is oor iets, vertrou ek so op die Heilige Gees, want hy gaan vir jou sê, Yes. dis reg of dis verkeerd. So die Heilige Gees gaan jou lei. As Yes. jy onseker is, gaan hy vir jou baie gou sê, dis reg of dis verkeerd, en jy gaan voel, dis reg of dis verkeerd. Ons is besig, ons baie kere vergeet ons van die Heilige Gees wat ons moet lei. So, en ek het nog altyd op hom vertrou en ek het nog nooit verkeerd eintlik gegaan. Maar jy sien, en ek is so bly jy sê dit, want waaroor gaan dit? Dit gaan oor jou verhouding met die Here, dat jy sy stem ken, dat jy hierdie waarskuwing mee bekend is, met ander woorde, omdat jy al 'n lewe met die Here deel, is jy bekend met die Heilige Gees. Nou en ek sê hierdie goed met baie sensitiwiteit. Onthou daar's baie die bedieninge, denominasies wat die Heilige Gees net ken as 'n seël. Met ander woorde, as jy wil weet wat is die waarheid, moet jy die woord lees. Maar ons het nou net hier gepraat. As jy die woord van die Ou Testament al wil toepas, en ek dankie vir daai Anay waar jy nou die goed mooi bymekaar gebring het, maar ons is nou in die Nuwe Testament. As jy al klaar net dit kan raak sien, as jy al klaar net dit verstaan, dat die Nuwe Testament het begin toe Jesus gesterf het en hy het opgestaan uit die dode. Dis waar die Nuwe Testament begin. Nie Matteus 1 nie, nie Markus 1, Lukas 1 en Johannes 1 nie. Dit begin by die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Nou, dit is baie interessant. Na die opstanding van Jesus Christus is daar nie baie woorde van Jesus, maar dit is totaal en al geïnspireer deur die Heilige Gees wat mense gebring en gehelp het om die Nuwe Testament te skryf. Voor die kruisiging
is daar bladsye en bladsye wat in rooi is. Wat Jesus homself gesê het. Maar dit wat hy daar gesê het, het hy letterlik aan die fariseërs en die skrifgeleerdes en die disippels verduidelik die doel van die wet en die profete om hom te openbaar. En daarom het hy 305 vrae gevra voordat hy gesterf het en opgestaan het. En al daai vrae het gegaan oor wat die Ou Testament eintlik bedoel was om te openbaar van wie hy is. Wie sê die mense wie is ek? Wie sê julle is die Messias? Wat sê julle, wat is die koninkryk van God? Waaraan sal jy dit toeskryf dat as sout nie meer sout is nie? Hoe sal 'n mens dit dan? Jy verstaan, so hy konfronteer hulle die hele tyd om te dink oor die goed wat in die Ou Testament gesê is, sodat hulle kan ontdek wie hy nou is, dat hulle sal kom tot die volle kennis van wie hy is. Nie die kennis van die woord alleen nie, maar die kennis van die openbaring van die woord, wat Christus is. Die lewende woord. Die woord homself. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En dis hoe belangrik dit is wanneer ons met mense in gesprekke is, wanneer ons na boodskappe luister, dat jy fyn luister, dat jy toelaat dat die Heilige Gees hierdie goed in jou voorhou, dat jy jouself en jou familie en jou kinders, ek wil luister, dis net genade. Ek wil Andries het so ruk terug het hy gesê, toe gee hy vir Johnny hulle opdrag, toe sê hy uit al die jare het hy, toe ons nog op die bandjies was, het hy elke preek het hy gerekord, want hy wou dit los vir sy kinders en sy kleinkinders. Toe sê Andries, julle gaan soek al die goed, julle brand alles. Julle brand. Want die Heilige Gees sal my kinders leer. Hulle hoef nie my woorde te onthou nie. Hy sal hulle alles leer. Aangaande wie God is en wie hulle in God is. En terwyl ek lewe, sal ek vir hulle hierdie goed verduidelik. En ek sal dit vir hulle uitleef. Maar julle brand al daai goed. Ek het so ruk terug toe sê ek vir Nolien hulle, jy weet, waarheid sluit waarheid oop. Dis nie dat 'n mens 'n leuen gepreek het nie, maar jy het nie alles geweet wat jy nou weet. Ek weet vanaand meer oor sekere goed as wat ek vanoggend geweet het. Want deur die dag het ek na goed ingekyk en ek het gaan kyk na betekenis van woorde. Ek het gaan kyk na die toepassing van sekere goed. So die Here bless ons met inligting en informasie en openbaring wat ons net maak in oor staan, in vervoering oor wie hy is. En dit is eintlik die doel. Nie om ons bang te maak nie, nie om ons te maak dat ons in ons spore trap en ons moet so versigtig wees wat ons sê en wat ons bid en wat ons moet reg bid en nie moet bid nie. Jy weet, interessante gesprek wat ons vanmôre gehad het. Nolien, ek wil nou nie met jou kalvers ploeg nie, maar wat jy gesê het van hoe die Here jou op hierdie journey, dat jy weet, hy sekere goed in jou lewe geherstel het met woord en dat jy blydskap en lewe oor jouself begin spreek onder die leiding, nie net uit nood uit nie, maar onder die leiding van die Gees. Nou dit is 'n kosbare ding wat daar gebeur. En ek haal goed uit my beursie uit van goed wat ek daar bære om vir mense te wys. Daar was 'n stadium in my lewe wat ek nodig gehad het dat goed moes deurbrake en ek het daai goed gequote en gerepeteer en verklaar en uitgeroep en uitgeskree en gehuil. En niks het gebeur nie.
Wanneer ek sekere goed doen, beweeg die Here nie omdat ek dit doen nie. Ek vertel vir hulle van Haiti wat oor die naweek vertel het, had verlede week 'n ding in ons lewe gebeur, en ek was Woensdag, was ek in midstream, mense gesien daar, so ek was vroeg weg en laat by die huis, en sy was alleen nie by die huis, en sy is eintlik so op 'n pity party, jy weet, so, sy is emosioneel oor goed, en sy gaan lê daar in die sitkamer op die mat, en sy huil, en sy praat met die Here, en die Here sê vir haar, Haiti, waarom is jy besig? Dink jy ek moet jou jammer kry om hierdie goed vir jou te doen? Ek gaan dit in elk geval doen, want jy is my dogter. Jy hoef nie te smeek vir hierdie goed nie. I'm gonna do it in any case. En toe ek by die huis kom, jy gaan nie glo wat ek sê, praat met my. Sy sê, onthou jy Andries het vertel, hy daar in die kerk gelê, en toe bid hy, en hy sê, ag Here, dis Andries. Sê die Here, Andries staan op bak. Sy sê die Here dit vanmiddag vir my ook gesê. Jy weet so, jy hoor iemand anders praat van dit, maar eers wanneer dit jou waarheid word, wanneer jy by daai plek kom, waar die Here vir jou sê, luister, jy is vir my meer werd as dit wat jy nou hier aanbied. As jy enigstens dink, hierdie ding wat jy nou doen, gaan my beweeg, dan is daar 'n probleem met my en jou verhouding. Dan is daar 'n probleem met wat jy verstaan van wie ek is. En ek bedoel, die Bybel is vol wat sê, maak julle begeertes in die Here bekend. With supplication en petition en al daai goed. Ek dink ons moet weer 'n bietjie gaan kyk na die definisie van daai woord. Want die Here sê in Galasiërs, dat ons nie met beggarly ways na hom toe moet kom nie. Ons hoef hom nie te soebat vir goed. Vir watter rede moet ons hom soebat? Want maak nie saak waarmee ons gekonfronteer word nie. Hy het alles in hom. Die lewe en die ewige lewe is in hom. En ek dink net is baie keer ons verwysing, ons definisies en ons verstaan van goed wat ons baie keer ontneem van hierdie wonderlike goed, en ons, jy weet, ons probeer so voorbeeldig lewe voor die Here, dat hy ons moet raak sien, en dat hy ons moet bless, en dat hy alles net moet doen wat hy gesê het hy gaan doen. Want al die beloftes is mos nou ja en amen. En baie keer hou ons die Here ransom op hierdie goed. En ek weet nie, ek voel net baie keer, en dis nou my eie lewe. Nolien het 'n pragtige getuienis, as jy 'n kans het, praat bietjie met haar. Die Here het vir haar sekere goed gedoen waarvoor sy nie eens gevra het. Baie keer net 'n komment gemaak, net 'n gedagte. En die Here sê, ver bo wat jy bid, dink of vra, het ek vir jou instoor. Maar dis goed wat ons nie, ek bedoel, jy moet lewe, dis wat Tannie Sarah sê. Jy moet lewe in the closeness of in him, because we have his mind, we have his heart, we have his life in us. En hy sal hierdie goed aan ons voorhou. En dan kan ons, jy weet, ek het dit al baie gesê, en ek wil nou nie, ek weet Nolien rekord hierdie nou weer, maar ek wil nou net hierdie sê. Jy weet, ek het al vir menige taxi gesê, jou poepel. En nog nie een het in een verander nie. So, wees versigtig om te dink jy het baie krag in jou woorde. Want die krag het betrekking tot God, nie tot ons nie.
So jy weet, so ons sit baie keer met bepaalde sieninge en oortuigings en vrese. En ek weet, julle het nog nooit vir 'n taxi gesê hy's 'n poepel nie. Ek het al. En ek het al vir baie ouens in Paulus ook gesê. Want dis die ander kandidate vir my frustrasie. En dis reël. En ek sal 'n absolute hipokrit wees as ek enigstens dit anderster wil voorhou vanaand. Want dis wat dit is. En dit het lank gevat vir my om by daai plek van rus te kom. Om te sê, jy weet, nie alles wat ek sê, jy weet, baie keer sit jy in 'n geselskap, dan sê jy iets, ek is doodmoeg, dan sê iemand, hoor jy is besig om dood oor jouself te spreek. Ek kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. Ek pleit die bloed van Jesus oor hierdie goed wat jy nou net gesê het. Dan sê ek, waar val jy? Relax net bietjie vir my. Poep net bietjie kliphard, dat jy ook net kan mens wees. Want ons maak dit so complicated. Ons maak dit so religious, dat dit die lewe en die asem uit ons uitvat. Vir die wat nie geweet het nie, ek ry 'n Triumph motorfiets, en Moses het ook 'n Triumph gery. Because he came down the mountain on his Triumph. So, dit is absoluut biblical wat ek. So, toe ek die Here vra, moet ek 'n Triumph koop, toe sê die Here vir my, kyk hierso, hier's 'n skrif, broer. Haiti kon nie eens met my stry nie. Nee, ek dink. Maar kan julle nou sien, hoe kon ek sekere goed justify wat ek gedoen het? Dit is nie wat ek gedoen het. Maar kyk hoe maklik kon ek julle nou convince het dat ek kon 'n Triumph gekoop het op grond van een skrif. Is dit nie crazy nie? Ek wil net sê, ek het ook daai skrifgedeelte gelees en ek het 'n halie gekoop. Jy sien, want bikers doen die volgende. Bikers vra nie vergifnis nie. Hulle vra nie toestemming nie, hulle vra vergifnis. Nee, jy koop eers die bike en dan sê jy, sorry, ek het jou nie gevra nie. Blykbaar doen ouens wat fietsry dit ook, maar ek sal nou nie weet nie. Ons sal maar by die fietsryers moet hoor. En is blykbaar so met karavane en goed ook, jy weet, allerhande ander goed. So ons is nou op gevaarlike terrein. But that is what relationships mean, is that we would discuss these things, dat ons oor hierdie goed praat en 'n klankbord en mekaar help om nie om in vrees te lewe nie, maar met 'n bewustheid te leef dat wanneer jy voel 'n ding is af, dan is die kans dat hy af is baie groot. Dis wat Tannie Sarah gesê het. As die Heilige Gees iets aan jou voorhou, gaan ondersoek dit eerder as om dit net te aanvaar. Jy kan niks verloor nie, maar jy het baie om te wen. Ansa? Sien haar video is af. Nalien, wil jy dalk nog ietsie byvoeg? Nee, wat, ek stem saam met alles. Ek is baie rustig, baie dankie. Ek hou van die gesprek en dit is baie interessant wat jy nou sê oor die woorde. Dit is nogal ietsie wat vir my uitstaan, want dit is nogal die klem wat almal op lê.
So ja, jy het net iets gesê van die krag van ons woorde is vir God, nie vir ons nie, of so iets, as jy miskien dit kan clarify. Ja. Kyk, ek dink hy sê laat jou woorde altyd met sout besprinkel wees, soos woorde van God. En ek dink wanneer ons besig is met die evangelie, when we are busy with God's stuff, God's people, and even in our discussions with God, then we listen to the words of God. Verstaan jy? Ek wil ek wil nou sommer daai ek wil net gou daai hierdie ding soek. Terwyl jy soek, Pieter, in Spreuke 18, en ek weet dit is nou Ou Testamenties, maar dit het betrekking daartoe, staan dat daar's mag van lewe en dood in die tong, en dit wat jy spreek, jy gaan die vrug daarvan eet. Ja. So, daar is mag van lewe en dood in jou tong. Soos jy sê, om vir 'n taxi ou te sê, hy's 'n poepel, hy gaan nie in een verander nie, want hy's klaar een. Want anders het hy nie so gery nie. Ja, maar nog steeds. Ek bedoel, ja, ek kan nou met jou eerlik wees. Ek bedoel, en dis nou amazing die Here is. Ek bedoel, nog elke keer wanneer ek vir jou gesê het, hy's 'n poepel, dan sê die Here vir my deur sy gees. Maar ek dink nie hy's 'n poepel. Ja. Want hy het hom geskape. Hy het hom geskape. Jy sien, en dis wanneer lewe en dood in jou voorgehou word. Want dit gaan nie oor wat ek sê nie, dit gaan oor hoe ek hom my gedagtes rondom hou. Hy hou nie lewe in nie. Jy sien, want dis nie hy gaan doodgaan nie, dis dood in my. It's the death in me. Is my verwysing. So hy gaan nie dood neerslaan nie. Maar my siening en my waarde van hom is nie gelykstaande aan die waarde wat God aan hom heg. En dit openbaar die dood. Jy sien, want dis wat lewe en dood bedoel. Met ander woorde, wanneer ek goed spreek en dit reflekteer nie die hart en die karakter en die finale werk van Jesus Christus nie. En ek wil hier is die ander skrif. Spreuke 26 vers 2, hy sê, like a flitting sparrow, like a flying swallow, so a curse without cause shall not alight. Hy sê geen vloek, ek net gou wat sê die Afrikaans nou weer, dis ek is 'n bietjie, soos voeltjies wat verbyvlieg en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby wat jy nie verdien nie. So kom ons vra die vraag, is daar enige vervloeking wat jy kan verdien? Ja. Jy sien, nou kom dit weer. So omdat Christus 'n finale werk gedoen het vir almal, kan 'n vloek nie op ons sit oor ek dit gespreek het. Want dis lewe. Maak nie saak wat ek verstaan nie. Maak dit sin wat ek nou gesê het? Anay, is jy saam met my? Presies, ja, verstaan wat jy sê. Ja. Ja. Met ander woorde, en dis wat hy sê, jy weet, HTG skool, en hulle kom en hulle sprei 'n pentagram voor haar klaskamer op haar deur, en oral in die skool is in rep en roer, want hier's nou witchcraft en duiwelsaanbidders in die skool. En die hoof roep vir Haiti en sê, wat gaan jy nou doen? Sy sê niks. Hy sê, hoekom? Sy sê, want Jesus het klaar gewen.
Ek gaan dit nie entertain nie. Dit verdien geen aandag en energie nie. Jy sien, en partykeer entertain die kerk goed, wat nie meer met entertain word nie. Waar as die waarheid en die oorwinning moet daarstel, en sê, hier is die lewe. This is life. Because the life of Christ is my life. The life of Christ is the value of my life. But not just my life, each and every person that is breathing at this moment, and that can include our worst enemy, because Jesus also died for him. Dis my groot uitdaging. Verlede maandag hier, toe sit ek hier met die vakansiedag, wat die skole toe was, toe sit ek hier by die huis, en ek vra vir die Here, ek sê, wil jy nie die liefde wat ek vir my skoonseun het, net bietjie wegvat? Vat dit net bietjie weg, dat ek net een keer ordentlik kwaad wees vir hom. Want jy het my jou hart gegee, nou elke keer as ek hom sien, kry ek hom jammer. En elke keer as ek lief vir hom, en elke keer wil ek goed wees, en ek is nou moeg daarvoor. En raai wat sê die Here? Sorry nie. Cannot take it back. Done. What's done is done. Jy het my gevra vir jou hart, vir my hart, en ek het jou my hart gegee. Cannot take it back. I poured out my life into you. Ek sit hier op die bank. Ek staan verstom oor hoe kinderlik en hoe regheid en hoe opreg die Here mens kan konfronteer as jy dit konfrontasie kan noem of wil noem. Want die waarheid bly die waarheid. En ek moet maar met dit deel. En al voel ek of ek sal vir julle een foto wys, en dan sê julle vir my sê, hoorie, waar is hy, kan ons hom nie gaan aantree nie. Van 'n klein dogtertjie, wat alleen op 'n stoel sit, met 'n fotosessie, by 'n kleuterskool en haar pa's nie daar nie. Al die ander kinders se pappas is daar, net haar is nie daar. Dan, luister, dan word daar goed in my wakker, wat nie Christelik of koninkryk is. En as julle dit teen my wil hou, is ook oké. It's fine met dit. Maar dis in die oomblik. En dan kom die Here met sy gees, en dan word die waarheid in jou voorgehou en sê, nou moet jy reg kies. Nou moet jy lewe of dood kies. Nou kan jy kies want weet jy wat, as jy hom die oomblik as jy hom hardhandig gaan behandel, dan weet hy verdien dit. Want dis wat hy sy hele lewe lank geken het. Jy doen iets verkeerd, dan kry jy 'n pak slaag, want jy verdien dit. Maar die Here kom en hy sê, it's the goodness of God that lead people to repent. And I want you as an instrument of goodness and grace and mercy, so that you can be truthful to your testimony. En as dit vir jou moeilik is, sal ek jou nog help ook. Dit is nie maklik nie, maar dit is moontlik. Nêrens het die Here gesê dit gaan maklik wees. And often we're looking for the easy out. We're looking for the justification. Ek bedoel, ek wou eintlik hierdie net aan julle voorgehou het. Maar kom ons sluit af met dit. Hierdie is nou Ou Testament, né? Micah 6 vers 8.
He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you to do justly? To love mercy and to walk humbly with your God. This is what he requires. He requires of you, but to do justly, to love mercy and to walk humbly. Nou moet jy mooi gaan kyk na die woord van justice. Ons het so rukkie terug het hy gepraat, Hosea 6:6. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Luister wat sê hy. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Net gou nog enetjie. Jeremiah 22:3. He says, thus says the Lord, execute judgment and righteousness, and deliver the plundered out of the hand of the oppressor. Do no wrong and do no violence to the stranger, the fatherless or the widow, nor shed innocent blood in this place. Execute judgment. Now God's judgment is the defender of the weak. That is sy judgment. We want a good judge. We want a good judgment. God's judgment is that which the world needs. Maar daar word 'n ander judgment aan my en jou voorgehou wat eintlik verbind is met vrees en oordeel. God's judgment is the best judgment that we could ever desire. My dogter moet in die hof wees die 6de Julie. Ek wil 'n regverdige, goeie judge hê wat iets verstaan van die lewe. That's what I need. Not somebody that just follows the book. I want a good judge. En hy sê God is 'n goeie judge. Maar ek was vir jare nie so oortuig dat God 'n goeie judge was. Dit is maar net my persoonlike bewustheid. So what we need is God's good judgment. Well, God's judgment is good, but and it doesn't include any wrath or any punishment or anything less than life. So dis dalk iets waar ons kan gaan inkyk in die volgende week. So gaan kyk bietjie, gaan kyk bietjie na die woord judgment en justice en justly. Dan kan ons dalk volgende week bietjie oor dit praat. Baie dankie vir julle deelname vanaand. Dankie vir julle teenwoordigheid. Dis altyd lekker om julle hier te hê. En ons waardeer julle en ja, van julle wat nou nog nie weet nie, Tannie Sarah en oom Dani, hulle het 'n baie goeie report van haar gesondheid. Dit gaan eintlik goed met hulle en ons is dankbaar saam met hulle en ons gee die Here al die lof en die eer en die erkenning wat hom toekom. Wendy, your picture is quite small, but I sense a shift or change. I don't know, I just sense something. You're looking well, so yeah. I don't know what you're doing and what happened, but just keep on doing and keep on going, So, ja, dis maar net en by julle Ansa, jou en Hannes hulle baie sterkte ook en ja, ek sien julle bly staan en julle go vir dit en ja, Mario, julle is 'n blessing. Waardeer julle, dankie ook vir julle insig en julle liefde vir die woord en vir die Here en Nolien, jy jou journey, jy weet so ja, jy maak baie goed die moeite werd, jy weet, in baie opsigte dat dit mense herinner aan by die Here is alles en enigiets, weet so. Ons vergeet baie keer die goed waar deur die Here die mens vat, weet so.
En dan na julle, ek weet jy het laas het julle genoem, daar's ook maar 'n paar uitdagings by julle. Maar ja, mag ook vanaand ook net bietjie rustigheid en rus bring in die sin van Chris sê altyd, jy weet, daar's niks wat die Here nie weet nie. En daar is niks wat vir hom onbekend is nie. En hy het dit. He's got it. Ja. En ja, so ook sterk vir julle en ja, so dankie dat julle lief is vir die Here. Ja, ja, dit is belangrik. Ja, dis ou kan baie goed weet, maar as jy nie die liefde van die Here ervaar nie, dan dink ek dan mis ou baie goed. So. Sterkte vir julle, dankie Karel dat julle ook vanaand meegemaak het en ons kyk uit vir julle. Baie blessings en baie vrede vir julle en guns. Mag julle op plek kom en die Here vir julle geleenthede skep om net uit te leef wat in julle harte is. Okay. Baie dankie. Blessings julle. Dankie, lekker met julle. Lekker Bye. Bye. Bye bye.